Gemeente, ons teksgedeeltes kom vanoggend uit 3 dele. Die eerste is Jesaja 9 en ons lees daar vers 5. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, en hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. En dan lees ons in Matteus 5 hier vanaf vers 9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En dan in Romeine 12, hier vanaf vers 17 staan daar: Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem, die geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Want daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. Gemeente, ons het die afgelope week baie bewus gewees van die optogte teen die buitelanders. En op 'n manier is dit dat ons eintlik gekonfronteer word met die vraag is, hoe leef ons as gelowiges wanneer daar geweld en opstand rondom ons is? En wat is dit wat die woord van die Here vir ons leer oor wat dit beteken om vredemakers te wees in 'n stikkende gemeenskap waarin ons leef? Ek dink as mense oor die algemeen dink oor geweld, is dit seker een van die onderwerpe wat die meeste emosie by mense uitlok. En wanneer jy daarvan hoor, dan hoor jy die intensiteit van hierdie gesprekke en hoe dat mense eintlik moedeloos raak vir die omstandighede dikwels in ons eie land. Ons is nie net bewus van die geweld in die media nie, maar ek dink meeste van ons kan 'n familielid noem, dalk jouself of vriende van jou wat geraak was deur die impak van geweld ook op hulle lewe. As 'n mens gaan kyk na die roeping van die kerk, dan is dit so dat die kerk eintlik daarteen moet waak om afgestomp te raak teen die impak van geweld in ons gemeenskap. Dikwels gebeur dit, ek weet nie by jou nie, dat jy nuus kyk, dat jy die ontstellende geweld raak sien en baie keer maar net normaal voortgaan asof dit maar net 'n fotobeeld is wat vir jou by jou verby beweeg het. En is dit dat die kerk van die Here daarteen moet waak? Is dit dat die kerk van Christus eintlik moet sê dat ons kan nie die stikkindheid van 'n gemeenskap maar net so aanvaar nie? Suid-Afrika word gepraat van die kultuur van geweld. En is dit so dat sommige politieke leiers baie keer op onverantwoordelike wyse geweld aanwits? Ons beleef dit selfs as volwassenes wanneer ons by die braaivleisvuure staan en ons praat oor ons land en die geweld rondom ons land, is die vraag dikwels, wat dra ons oor aan ons kinders? Wat is die boodskap wat ons kinders hoor as ons praat oor geweld en die impak daarvan op mense se lewens? Vrede is seker een van die mees sentrale temas in die woord van die Here. Ons lees in die skepingsverhaal hoe dat die Here die aarde geskaap het en dat hy daarmee tevrede was, dat dit goed was. En dan lees ons in Genesis 3 van die effek van die sondeval van die mens en die impak wat dit het op die samelewing. En net in die volgende hoofstuk beleef 'n mens dan ook die eerste moord wat opgeteken staan in die Bybel, 'n broederlike moord wat plaasvind as gevolg van haat en jaloesie wat hieruit voortspruit. In Genesis 6 lees ons dat die Here bedroef was omdat hy die mens geskaap het, want die aarde was vol van geweld. So eintlik kan ons sê dat die stikkende mens, die gebroke mens, die sondige mens, was eintlik die oorsaak daarvan dat God se plan vir hierdie wêreld anders te lyk as wat God oorspronklik bedoel het dit moet wees. En tog dank ons die Here, as mens gaan kyk in Hosea 11,
dat hy nie sy rug op die mens gedraai het nie, maar dat hy juis vir ons sy seun stuur as redder en as verlosser van hierdie wêreld. En daarom as ons praat oor die kerk se roeping, as ons dink oor die kerk se roeping teenoor geweld, dan kan ons nie anders as om te sê dat in Christus vind ons die vrede van God en word dit die bron of die basis van ons lewe nie. Juis met die geboorte van Christus kom die engele in Lukas 2 en sê eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in wie God 'n welbehae het. Juis in Jesaja 9 beleef ons dat die Here sê dat 'n seun vir ons gebore is, dat 'n seun vir ons gegee word. En nie net word die grootheid en die almag van God beskryf nie, maar hy word ook genoem vredevors. Daarom in Efesiërs 2 vers 14 lees ons, hy is immers ons vrede. Hy wat albei gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Dat die vyandskap tussen God en mens afgebreek het deur die dood en die afsterwe van Christus. En daarom is dit, sê Romeine 5 vers 1, is daar nou vrede tussen God en ons. Maar die wonderlike is dat hierdie vrede wat God vir ons gee vanuit die herskepping, vanuit die nuwe mens waartoe die Here ons geroep het, vind ook deurslag in hoe ons dan ook optree teenoor ander. En daarom is die kenmerk van 'n nuwe mens, iemand wat deur Christus herskep is, wie deur Christus verander is juis liefde. Is juis om uit God se liefde as die bron van ons lewe ook teenoor ons medemens te kan leef. En dan word die vrug van die Gees in ons lewens sigbaar. Liefde, vrede, geduld, sagmoedigheid en selfbeheersing word die kenmerk van die nuwe mens waartoe God ons geskep het. As jy mens gaan kyk na hierdie gedeelte, dan besef 'n mens net dat die Here vir ons nie passief gemaak het nie, maar dat die Here vir ons as instrument in sy hand gebruik om sy vredemakers te wees, om hierdie versoening wat ons in Christus gevind het, ook te leef teenoor ander. En is juis wanneer ons in Christus tot geloof kom, dat die Here ons identiteit verander en vir ons in staat stel om te breek met die haat en die liefdeloosheid wat 'n kenmerk was van ons sondige natuur. En daarom as ons praat oor ons land en ons praat oor die pad vorentoe, dan bid ons vir bekering van harte en ons bid dat die Here mense se lewe en harte sal aanraak. Want in Christus word ons 'n draer van sy vrede en van sy liefde. Romeine 5 vers 9 sê, gelukkig, welgeluksalig, dubbel gelukkig is die mense wat vredemakers is, want hulle sal kinders van God genoem word. En iemand maak die opmerking deur te sê, ons word geroep as vredemakers, nie as vredebewakers nie. Om 'n vredemaker te wees beteken dat ons 'n verantwoordelikheid het. Beteken dat ons sal opofferings moet maak, dat ons kwesbaar sal word, dat ons bepaalde risiko's moet neem omdat ons uitspreek teenoor die stikkendheid en die gebrokenheid van hierdie wêreld. En kan ons nie maar net die sinlose geweld rondom ons aanvaar en goed praat nie. En daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar mag herinner om te sê, daarom raak ons aktief deel van vredesprosesse, want dit is wat God van ons verwag. Iemand skryf en sê dat die kerk van die Here skuil dikwels agter deur die feit dat ons vir mense sê ons bid vir vrede. Maar die vraag is, wat maak ons om vrede te herstel en te skep in ons land en in ons gemeenskap? Ons kan nie maar net terugstaan en sê ons bid daaroor nie, maar ons word aktiewe instrumente in God se hand. En daarom is dit dat die Here vir ons herinner deur Romeine 12 vanaf vers 9 tot 21 deur te sê, hy fokus nie hier op die misdadiger nie. Hy fokus op ons as God se kinders. Dis deur ons optrede dat ons juis medeburgers van God moet wees in hierdie wêreld. Dit vat die aandag op ons etiek, op die manier hoe ons leef en doen, en nie op die van die vyand nie. Mag die Here vir my en vir jou help, dat ons sy draers van hoop en vrede sal wees in 'n stikkende gemeenskap.
en dat ons aktief sal deelneem en sal oplossings soek vir die stikkindheid van ons land en ook van ons gemeenskap. Kom ons bid saam. Here, gebruik ons instrumente in U hand en maak ons U vredemakers. Amen.